U kan 'n sitplek neem, baie dankie. Sê dankie aan ons musikante vanoggend. Ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Geliefdes, ek wil vanoggend met julle praat oor 'n interessante onderwerp. So ek wil hê met u aandag mooi vestig vanoggend en ek wil hê moet hoor wat die woord van die Here vanoggend vir u sê. En die tema van my boodskap vanoggend is fisiese handeling, geestelike ervaring. Fisiese handeling, geestelike ervaring. Ons het sopas nagmaal gebruik, maar luister wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels, as wat julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wanneer ek en u vanoggend die nagmaal gebruik, wanneer ons vanoggend hierdie skyfie neem en die sap drink, in die gees is ons besig om iets te verkondig. Wat sou ons verkondig en aan wie sou ons dit verkondig? Want Paulus skryf hier vir die kerk. Hy skryf vir kinders van die Here en hy sê, wanneer julle by mekaar kom. So hy skryf vir 'n klomp mense wat almal die evangelie ken en Jesus aangeneem het en saam nagmaal gebruik, sê hy, wanneer julle dit gebruik, verkondig julle die evangelie. Aan wie verkondig hy evangelie? Aan wie word die verklaring gemaak? Anders as aan die geesteswêreld. Wanneer ek en u die nagmaal gebruik, verklaar ons iets in die geesteswêreld. En ek wil hê vanoggend my baie mooi hoor. Want as ek vanoggend praat van 'n fisiese handeling en geestelike ervaring, spreek ek vanoggend daarvan dat daar sekere handelinge in die Bybel is wat ek en u fisies doen, soos die gebruik van die nagmaal, wat 'n fisiese handeling is, maar dit het 'n geestelike ervaring. Dit spreek iets in die geesteswêreld in. Die bloed van die liggaam van Jesus Christus. Dit spreek van die beloftes van die Here wat die Here gemaak het. Dit spreek van die nuwe verbond wat die Here met ons gesluit het deur sy bloed. En dit spreek van die voltooide werk van Christus vir my en jou. Dit spreek van wie ons in Christus is en dat ons glo dat Jesus die prys betaal het. Dit alles net in daardie nagmaal wat ek en u saam gebruik. Nou Israel het ook hierdie gebruik gehad in die Ou Testament. Wat die Here vir die volk Israel gesê het, vat hierdie slang en sit hom op 'n paal. En almal wat deur slange gebyt word, jy onthou daar was so pandemie in daardie tyd gewees, die slange het die mense gebyt en hulle dood gegaan en die Here het gesê vir Moses, sit 'n slang op die paal en as die mense na die slang kyk, sal hulle gesond word. Dit was 'n fisiese handeling met 'n geestelike implikasie. So ook na Haman wat homself moes gaan doop het 7 maal in die Jordaan en hy het skoon geword, hy het rein geword. Dit was 'n fisiese handeling, maar dit het 'n geestelike implikasie gehad. Nou vanoggend wil ek met julle praat oor hef jou hande op. Die geestelike implikasie van wanneer ek my hande ophef na die Here toe. Wanneer ek my hande ophef na die hemel toe. Wat gebeur? Doen ons dit maar net omdat dit lekker is? Doen ons maar net omdat dit dalk 'n kerklike gebruik geword het? Of is ons dalk vanoggend net op 'n dwaalspoor? Of is dit dalk 'n opdrag in die woord van die Here dat ons dit moet doen? En het dit dalk vanoggend 'n geestelike implikasie wanneer ek dit doen? Ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer ons praat van 'n fisiese aksie met 'n geestelike wat 'n geestelike ervaring word, moet ons besef ek het die keuse.
Hierdie slang wat op die paal gesit is, die Bybel sê, en elkeen wat na die slang gekyk het, het gesond geword. Ons weet dit is simbolies van Jesus Christus. Maar as iemand gesê het, weet jy, ek doen nie daai ding nie. Ek is nie gemaklik met daardie gebruik nie. Jy sien baie keer wanneer dit kom by opdragte in die woord van die Here, dan is die vlees baie keer baie opstandig. Sê, weet jy, ek is nie gemaklik daarmee nie. Ek is nie gewoon daaraan nie. Vir Naaman sê die profeet, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, jy sal rein word. En hy kom terug, die Bybel sê hy het kwaad geword. Hy sê, want ons doen dit nie so by ons kerk nie. Ons doen dit nie so in my tradisie nie. In my tradisie doen ons dit op hierdie manier. Ek is nie gemaklik daarmee nie. Maar is daar ook vanoggend 'n moontlikheid, kerk hoor dit, is daar ook vanoggend 'n moontlikheid dat ek vanoggend sekere aspekte van my geestelike ervaring met die Here mis, omdat my vlees rebelleer. En ek dink wanneer dit kom by die ophef van ons hande, is daar ook een van daardie areas. In 1 Timoteus 2 vers 8 gee die Here ons 'n opdrag. Hy sê, ek wil dan hê dat manne op elke plek moet bid en op elke plek heilige hande ophef sonder toorn en twis. Dis nie 'n voorstel nie, dis 'n opdrag wat die Here ons gee, dat ons op elke plek, ek wil hê jy moet hoor, baie mooi hoor, op elke plek sê die Here, moet ons hande ophef. Nie net in 'n kerkgebou nie, nie net in 'n geleentheid van aanbidding nie, nie net wanneer ek so voel. Hy sê, op elke plek moet ek hande ophef. En ek gaan vanoggend vir jou 'n klomp plekke wys wat ek wil hê jy moet vanoggend verstaan wat gebeur in die geesteswêreld. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n ervaring wat jy noodwendig gaan hê nie op hierdie aarde nie, maar iets gebeur in die geesteswêreld wanneer ek en jy ons hande oplig. Soos daar in die geesteswêreld iets gebeur wanneer ons nagmaal gebruik. Jy voel dalk niks. Vir jou is dit maar net nog 'n gebruik. Is eenmal 'n maand. Doen ons dit. Ook het nie gebeur as nagmaal nie. Toe daag volgende op. Dis nagmaal. Ek gebruik dit. Dit beteken vir my niks. Maar in die gees gebeur daar iets. En daarom sê Paulus, ons moet die liggaam onderskei. Met ander woorde, ons moet verstaan wat dit beteken om die nagmaal te gebruik, wat die geestelike implikasie daarvan is. Hy sê, want baie is siek en ontslaap, omdat hulle die liggaam nie onderskei nie, omdat hulle nie die geestelike impak daarvan verstaan nie. En kom ons by mekaar vanoggend soos hierdie geleentheid, wat ons die Here aanbid en ons sê, hef hande op. 80% van mense hef nie hande op nie. Hoekom nie? Want hulle besef nie die geestelike implikasie wat daar agter is nie. Hulle besef nie dat daar word iets vrygestel in jou gees wanneer jy doen wat die woord van die Here vir jou sê. So hy sê ek wil hê dat die manne op elke dag, manne en vroue op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en troos. Nou, ons gaan nou daarby uitkom. Nou in die eerste plek, die ophef van hande verklaar vergifnis. Die ophef van my hande verklaar vergifnis. Hy sê dat hy wil hê met in 'n geleesde gedeelte, hy sê ek dan wil hê manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef. Heilige hande ophef. Nou hande in die Bybel is baie belangrik en hande spreek van handeling. En in baie gevalle spreek hande van sonde. Dis ook hoekom ons kry dat met die Joodse gebruik hulle hande gewas het. Dit was 'n reinigings ritueel gewees, maar dit het 'n geestelike implikasie gehad. Waar ek my hande was dit 'n teken van die vergifnis van sonde. En daarom sê hy hierso, en hy sê spesifiek, hy sê ons moet heilige hande ophef. Ons moet hande ophef in die wete dat ons dit mag doen omdat ons vergewe is. Omdat die Here ons vergewe het van ons sonde. Ek en jy moet volgende verstaan, hy sê so in Job hoofstuk 17 vers 9, nogtans hou die regverdige vas aan sy weg en die wat rein van hande is, neem toe in krag. Die wat rein van hande is. Die enigste manier hoe ek en jy rein van hande kan word, is deur die bloed van Jesus Christus. Om vanoggend te weet, ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Ek kan vanoggend heilige hande ophef tot eer van die Here. En as ek my hande vanoggend opsteek, herinner dit my, ek verklaar in die gees dat ek glo aan die krag van Jesus Christus se bloed wat my reinig van alle sonde, sodat ek my hande kan ophef, my heilige hande kan ophef, my reine hande kan ophef tot eer van die Here. Hy het my skoon gewas. Elkeen van ons vanoggend wat hier sit, het bloed aan ons hande. Want dit is as gevolg van my en jou sonde, dat Jesus gekruisig is. Ons is vanoggend skuldig
aan Jesus se kruisiging. So geen een van ons kan vanoggend sê, in myself het ek heilige, rein hande nie. Maar deur die bloed van Jesus Christus, deur die krag van sy bloed, het hy ons gereinig van alle sonde, sodat ons vanoggend met heilige hande kan ophef, reine hande kan ophef. En as ek my hande ophef, en ek sien my hande vanoggend, en ek besef vanoggend, Jesus het my skoon gewas. Psalm 24 vers 4, hy sê, hy wat rein van hart, of hy wat rein van hande, en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie. Hy wat rein van hande, en suiwer van hart is. Weer eens, die enigste manier, hoe ek rein van hand, en suiwer van hart kan wees, is deur die kosbare bloed van Jesus Christus, wat my gereinig het. So vanoggend, as ek hier sta, hy sê op elke plek waar ek is, of ek by die huis is, of ek by die kerk is, of ek by die werk is, maak nie saak nie. Wanneer ek my hande ophef na die Here toe, verklaar ek vanoggend, ek glo dat ek skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Ek verklaar in die geesteswêreld vanoggend dat ek aan die Here behoort en dat hy my skoon gewas het. In die tweede plek, die ophef van hande verklaar afhanklikheid. As ek my hande ophef na die Here toe, verklaar ek my, deur die handeling, verklaar ek my afhanklikheid. Onthou, Jesus op 'n stadium het hy gesê, hierdie volk dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. As ek my hande ophef, is my hart betrokke in die aksie. En dan sê die woord van die Here vir ons, die ophef van hande verklaar afhanklikheid. Psalm 88 vers 10. Hy sê, my oog vergaan van ellende, Here. Ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my hande na U uit. Hy sê, ek is ellendig, ek is in hierdie krisis, ek is in hierdie probleem, ek is in hierdie lokval vasgevang, in hierdie stryk van die vyand vasgevang, ek is in hierdie gewoonte vasgevang, ek is in hierdie siekte vasgevang, ek is in hierdie sonde vasgevang. Hy sê, maar ek verklaar my afhanklikheid, Here, deur my hande na U uit te sprei. Het jy al gesien wat doen klein kindertjies? As hulle hulp nodig het, hulle begin huil, ellende, hulle begin huil, en wat doen hulle dadelik? Hulle steek die handjies uit. Hoekom? Want hulle wil hê jy moet hulle optel. Daai uitstreek van 'n kind, babietjie of 'n klein kindjie se hande na jou as ouer of as grootouer, sê ek is afhanklik van jou. Ek is afhanklik van jou. As jy my nie troos nie, sal ek nie getroos word nie. As jy my nie optel nie, gaan ek dit nie maak nie. Ek is afhanklik van jou. En wanneer ek my hande uitbrei na die Here, sê ek vir die Here, ek is afhanklik van U. Is 'n teken van afhanklikheid van die Here. Weer eens, daar gebeur iets in die geesteswêreld, daar gebeur iets in jou gees wanneer jy jou hande ophef na die Here toe. In Psalm 28 vers 2, hy sê, hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp. As ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Hierdie is praat van totale afhanklikheid van die Here. En daardeur sê ek vir die Here, Here, as ek leef, is dit uit U genade. En as ek sterf, is ek in U hande. Ek gee myself totaal aan U oor in afhanklikheid. Here, my volgende asemteug is ek afhanklik van U. As U my nie red nie, as U my nie help nie, sal ek nie deur hierdie krisis kom nie. Ek hef my hande op, ek brei my hande uit, sê hy. Hy beskryf dit so mooi. Ek brei my hande uit na die Here toe. En daardeur word ek aangeraak deur die Here. Maar vanoggend moet ek my hande ophef en daardeur verklaar ek my afhanklik. Ek hoef nie 'n woord te sê nie. Ek het in my binneste my gees. Here, ek is afhanklik van U. Ek is so afhanklik van U, Here. Ek kan nie op my eie nie. Ek kan nie vorentoe gaan nie, Here. Ek verklaar my afhanklikheid vanoggend teenoor U deur my hande op te hef. In derde plek, die ophef van hande verklaar oorgawe. Die ophef van hande verklaar oorgawe, dat ek oorgee aan die Here. Psalm 140 vers 6, hy sê, ek brei my hande uit tot U uit. My siel dors na U, soos 'n uitgedorde land. Dis daardie beeld van oorgawe aan die Here. Ek brei my hande uit tot U, my siel dors na U. Geliefdes, die oomblik, as hier vandag iemand sou inkom met 'n vuurwapen, mag die Here ons beskerm, maar as iemand hier sou inkom met 'n vuurwapen, wat is ons natuurlike reaksie? Jy hef jou hande op. Hoekom? Want jy gee oor. Hoekom is dit so belangrik om hande op te hef? Want wanneer ek hande ophef, is my organe, spesifiek my hart, is ontbloot.
Daar's niks wat ek kan doen om myself te beskerm nie. Daar's niks wat ek kan toemaak om my belangrikste organe toe te maak nie, want ek maak dit met my arms toe. Maar as ek my hande ophef, dan verklaar ek teenoor die Here, Here, ek is oop voor U. My hart is oop voor U. Ek kan niks wegsteek nie. Daar's niks wat U nie kan raak sien nie, Here. Dis 'n totale oorgawe. Ek steek my hande uit volgend na die Here as 'n teken van totale oorgawe aan die Here. Hy sê in Psalm 34 vers 19, hy sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. As ek vanoggend my hande ophef as 'n teken van oorgawe, sien die Here my in my diepste wese raak, in my hart, in daardie plek waar ek die meeste ontbloot voel, waar ek die skaamste dalk oor voel, waar ek die meeste pyn dalk het, waar ek dalk deur iemand anders te nagekom is en my hart ontbloot is. Ek staan vanoggend letterlik vanoggend naak voor die Here. Sê Here, hier is ek. Alles wat ek het, gee ek vanoggend net aan die hand. Totale oorgawe. Gee ek vanoggend aan die Here oor, deur my hande op te hef. Hy sê in Psalm 51 vers 19, hy sê, die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal God nooit verag nie. 'n Gebroke gees, 'n gebroke hart sal die Here nooit verag nie. So ek kan vanoggend net kom en my hart het voor die Here gee, deur my hande op te hef, sê Here, hier is my stikkende lewe. Hier is my stikkende hart, Here. Hier is my gebroke hart. Hier is my hart wat gewond is. Hier is my hart wat seer gekry het. Hier is my hart wat hartseer is. Hier is my hart wat verlang. Hier is my hart wat bekommerd is. Here, hier is my hart. Ek maak oop, Here, sodat U my hart kan sien. Fisies gebeur daar niks. In die gees sien die geesteswêreld my vertroue in die Here, omdat ek myself heeltemal weerloos voor die Here maak in oorgawe. Deur net my hande op te hef. En sê die Here, hier is ek. Sien my hart, sien my smart. In Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Beteken moet ek net my hande voor die Here ophef en eens verklaar, Here, ek is stikkend. Here, ek is gebroken. Daar die teken van oorgawe, daar die ophef van die hande, verklaar iets in die geesteswêreld. En die Here gee sy engele gaan na ons bevel. En die Here kom en hy bring genesing en herstel. Maar daar's iets wat ek moet doen. Daar's iets wat ek in die fisiese moet doen, wat in die geestelike iets in werking sit, 'n implikasie het, want ek my hande net ophef. So kan jy volgens sien, hoekom die psalmdigter en hoekom Paulus gesê het, dat ons elke plek moet ons hande ophef. Kerk vir die Here, wanneer ek voel ek moet net my hart in die Here ontbloot, hef ek my hande op. As ek vanoggend net wil bewus raak van my vergifnis, hef ek my hande op. As ek vanoggend my afhanklikheid teenoor die Here wil betoon, lig ek my hande op. Daar's krag daarin om my hande op te hef tot eer van die Here. En daar's soveel skrifte, ek kan nie vanoggend almal deurgaan nie, wat sê ek sprei my hande uit na die Here toe. So belangrik vanoggend dat ek sal besef, nie net in die diens nie, maar waar ek ook al is. Waar ek ook al as ek aan my bed lê en ek kan my hande ophef. Ek kan in my kar ry en my een hand ophef. Maar vanoggend so belangrik net om my hande op te hef. Sê Here, ek erken U. Ek erken U vanoggend deur die ophef van my hande. Is jy nog met my? Nommer 4. Hier is so mooi. Die ophef van hande verklaar bewondering. Dit verklaar bewondering. Psalm 134 vers 2, hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Kerk, wanneer ek my hande ophef na die Here toe om net te loof, dan aanskou ek sy wonders. Dan aanskou ek die grootheid van die Here. Dan fokus ek net op wie die Here is en ek bring hom lof en ek bring hom eer vir sy groot en wonderlike dade. Ek kan my hande ophef en die Here dank vir die nagmaal wat ek net gebruik het, vir sy bloed wat vir my gevloei het en sy liggaam wat vir my gebreek het, sy bloed wat my sonde vergewe het, sy wonde wat vir my genesing gebring het, sy straf wat vir my vrede gebring het. Ek kan my hande ophef en ek kan net die Here loof en die Here prys. Daar's iets wat gebeur wanneer ek die Here loof en prys vir my hande. Daar's iets wat gebeur in die gees wanneer ek my hande ophef tot eer van die Here. Hy sê in Psalm 63 vers 5, so sal ek U prys my lewe lank in U naam my hande ophef.
in U naam 'n verklaring maak met my hande. Ek vertrou die Here. Ek glo aan die Here. Ek is lief vir die Here. Ek loof die Here. Alles deur net my hande op te hef tot eer van die Here. Ek hoop vanoggend dat U 'n ander insig begin kry rondom die feit dat jy jou hande moet oplig tot eer van die Here. Of jy by die huis is, by die werk is, by die kerk is, maak nie saak. Partykeer het ek dit nodig om met my hande op te hef tot eer van die Here. 1 Timoteus 2 vers 8. Hy sê, ek wil dan hê manne, dat julle op elke plek moet bid en heilige hande ophef. Bid, lofprysing en heilige hande ophef. Probeer bietjie om te bid met jou hande in die lug. En kyk wat gebeur. As iets wat in jou gees net gebeur, as iets wat in die geesteswêreld gebeur, want ek het my hande uitstrek na die Here. As iets wat gebeur. O, kerk, ek is opgewonde. Psalm 141 vers 2. Hy sê, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die ophef van my hande soos 'n aandoffer. Die ophef van my hande soos 'n aandoffer. Nou, dit is baie interessant dat die psalmdigter hier dit koppel aan 'n offer. Want partykeer is ek nie lus nie. En partykeer moet ek dit doen as 'n offer. Here, ek is vanoggend nie lus nie. Ek is vanaand nie lus nie. Ek is vandag nie lus nie. My liggaam is moeg. My siel is uitgeput, Here. Ek het nie eens krag om my arms op te lig, Here, maar as 'n offer aan U, lig ek my hande vanoggend op. O, kerk, daar is iets daaraan om my hande voor die Here te lig. 'n Verklaring wat ek maak in die gees van wie die Here is. So ophef van hande verklaar bewondering. En dan nommer 5, wat die wonderlikste van alles is, die ophef van hande verklaar oorwinning. Kom aan. Die ophef van hande verklaar oorwinning. En Eksodus hoofstuk 17 vers 11. Die volk Israel was in geveg gewees met die mense van Amalek. En die Bybel sê vir ons, en telkens as Moses sy hande ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Vers 12. Maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die een ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. Sodra sy hande in die lug was daar oorwinning. Sodra sy hande laat sak was daar nederlaag. Dat is sy hande weer opgelig en daar was oorwinning. O kerk van die Here, vanoggend lewe ons in oorwinning omdat ons hande kan ophef tot eer van die Here. En wanneer ons hande ophef en ons broos is voor die Here, dan kom die Here met sy krag en met sy sterkte en hy gee ons die oorwinning. En daarom sê Paulus ook in 2 Korintiërs 12 vers 10, hy sê, daarom het ek op 'n hand swakhede, mishandelinge en node en vervolgings en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. En het ons nie net gesê dat een van die effekte van hand op, as ek my hande ophef, is dat ek broos is nie, dat ek swak is nie, dat ek kwesbaar is. Ek is kwesbaar, want ek is ontbloot as ek my hande ophef. Maar as reeds wanneer ek swak is, en ek hef my hande op tot die Here, dat die Here sterk is, dat die Here die oorwinning bring en die oorwinning gee. Vanoggend roep die Here ons op, en ek wil teruggaan na daai eerste vers toe, waar die Here gesê het, manne, vroue, ek wil hê dat julle op elke plek moet bid en heilige hande ophef. Ek wil hê julle moet heilige hande ophef. Ek wil hê vanoggend net daar waar jy is, miskien is die eerste keer in jou lewe wat jy doen, maak jou oë toe, kan niemand jou sien nie. Maar hef jou hande vir my vanoggend op. Al twee jou hande, net vanoggend in die lig. Het jy gesien, daar gebeur niks snaaks nie. Dis vanoggend net 'n teken, sê Here, ek gee vanoggend oor aan U. Ek is vanoggend afhanklik van U en ek erken vanoggend, Here, dat ek heilige hande kan ophef, want U het my skoon gewas met U bloed. Ek hef my hande op, Here, in dankbaarheid vanoggend. Ek hef my hande vanoggend op in afhanklikheid, Here, en in oorgawe. Ek hef my hande vanoggend op, Here, in oorwinning, want U het reeds die prys vir ons betaal. En Vader, dankie vanoggend vir hande. En dankie, Here, dat ons vanoggend die opdrag kry en vanoggend
beter kan verstaan hoe belangrik dit is vir ons in die gees, Here, om ons hande op te hef. Ja, Here, in die vlees word ons dalk moeg as ons hande ophef en ons voel dit geen effek nie en dit voel dalk vanoggend vreemd, maar in die gees, Here, maak ons vanoggend 5 verklaringe. Ons maak vanoggend 5 verklaringe in die gees deur ons hande op te hef. En ek bid vanoggend, Here, dat U ons sal help, dat ons dit elke dag, elke plek waar ons is, Here, elke geleentheid wat ons het, elke weerstand wat ons kry, elke probleem wat ons in die gesig staar, Here, dat ons heilige hande sal ophef. Here, mense sal nie verstaan nie, maar ons weet vanoggend waaroor dit gaan. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, jy het vanoggend